Welkom by Soteria seriebediening. Hierdie preek is lewendig opgeneem tydens een van ons dienste. Sit terug en ontspan terwyl hierdie woord jou lewe stig. Baie dankie pastoor vir die voorreg om saam met u te wees. Johannes 15 vanaf vers 1. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal jy vra net wat julle sal dit verkry. Want hierin is Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Tot sover die heilige woord van die Here. Kom ons, buig ons hoofde, kom ons vriendelike lig, deur die aardse lei u ons. Want swart is die nag waar ons in swerwers is. Lig u ons voort. Here, dit is nie dat ons begeer om ver te sien, maar tree vir tree, o Heer. Maak ons stil, Here. Mag ons vanmôre die geruis van die sagte stilte van u besondere teenwoordigheid ervaar. Die Here is hier. Praat dan met ons, soos 'n vader met sy kinders. Word u verheerlik in die mooie naam van Jesus Christus. Amen en amen. Liewe broer en suster, laat my toe om vanmôre hierdie boodskap te titel Verkiesing van genade. Nou dit het niks te doen met die politieke verkiesing nie. Dit is baie belangrik dat ek en u vanmôre kan verstaan wat beteken verkiesing. Ten spyte van die feit dat God aan die mense vrye wil en 'n vrye keuse gemaak het, was dit die Here wat die eerste keuses gemaak het. Ons keuses het daarna gevolg, maar God het die eerste keuse gemaak toe hy die hemel maak het, alles wat daarin is. Die van die Here sê, en hy het gesien dat alles maak het goed was, mooi was. Maar op die 6de dag, nadat daar bosse en bome en sterre en al die hemelruimte was, maak God 'n keuse. Daardie keuse staan op in Genesis 2 vanaf vers 26-27, laat ons mense maak, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die diere en oor die aarde. God maak 'n keuse om u en my te maak. Ek en u is nie vanmôre hier omdat dit net 'n happening was nie. God kies dat ons hier moet wees. Maar hy het gekies dat ek en u hier moet wees vir 'n doel. 'n rede. Ons is net hier om deur hierdie lewe word 'n werk te doen, te stel. Ons is ten spyte van Adam en Eva se misbruik van hierdie genade deur van die kennis van goed en kwaad, maak God weer 'n keuse. Want hy het vir hulle gesê dat as julle van daardie boom eet, sal julle sekerlik sterwe. Toe hulle van daardie boom eet en besig is om te sterwe, maak hierdie groot God weer 'n keuse en genade word gebore. En God kies om hulle nie te laat sterwe nie.
Jy sien, hulle moes geestelik en fisies gesterf het. En God bring 'n offer, en hy vat daai velle, ons weet mos nou dit, en hy maak hulle toe, en hulle lewe. Hierdie besondere verkiesing en genade, wat hierdie soewereine God na ons toe gebring het, lê vir u en vir my in daardie onverdiende guns van God. Genade. Dis wat genade is, en u sien, broer en suster, hierdie wonderlike onverdienste guns en gawe wat God vir ons gegee het, moet ek en u net reg kan gebruik en reg administreer. U sien, hierdie wonderlike genade is God se invloed, daardie invloed van die Godheid in u en in my lewe, in ons harte. Luister baie mooi wat gaan sê, sodat dit buitekant kan uitskyn. Ek het nou die Afrikaanse woord verloor ek nou, dat daar 'n weerkaatsing kan wees. Hierdie genade van God wat in my vind het, dat ek 'n mens is wat deur God se genade lewe. Is hierdie weerkaatsing wat die verkiesing van genade in u en my lewe manifesteer. En nou hoor ek u vra, wat het dit? Dit het alles daarmee te doen. Kom ons staan 'n paar oomblikke stil en ons kyk, wat het dit te doen met dit wat ons gelees het. Die Here Jesus kom en hy maak in Johannes 15 'n gelykenis van die druiwestok, van die wynstok wat ek en u almal tog behoort te ken. Jy sien, hy praat met ons uit die natuur. En hy kom en hy sê, my Vader is die landbouer. Enige iemand wat daarteen 'n klagte het, hy is die landbouer. Ek is nie die landbouer nie, u is nie die landbouer nie, die pastoor is nie die landbouer nie. Hy sê, my Vader is die landbouer, God is die landbouer. Oh man. Hy sê, en dan kom hy en dan sê dit so mooi, en ek is daardie wynstok. Hy is daardie wortel, daai geplante wynstok. En dan kom hy en dan sê hy, julle is die lote. Is dit so? Ander woorde, ek en u posisioneer op 'n spesifieke plek in die Godheid. Abbas. Nee, jy verstaan nie wat ek sê nie. Ons is lote ingeënt in die ware wynstok. Dit is die plek waar ek en u in die Godheid geposisioneer is. En nou kom hy en dan sê vir ons, kom ek lees weer vers 2. Jy weet, ek is nou jammer, ek wou dit baie graag daarbo gegooi het, sodat jy dit saam met my kon lees, maar ek het nie 'n ou stokkietjie gehad om dit op te sit nie. So, jy moet maar saam met my die Bybel oopmaak, as jy dit nie in Johannes 15 weer, en dan kom ons lees dit weer mooi. Hy sê, elke loot wat in my dra nie, van elke loot dra, skoon, sodat dit meer vrug dra, wat in my. Jy kan nie uit jouself vrug dra nie, broer, vergeet dit. Daar is te veel van ons wat wil probeer om uit onsself uit in heiligheid, om uit onsself uit vir God te probeer, uit ons werke iets te doen. As die profetiese woorde wat hier, as ek luister na ons profesie wat pas net nou gebring het, dan verstaan ek hoe het die Here hierdie woord van my gegee, bo in Brits was. Pastoor my gebel en gevra het ek moet die woord bedien, die Here hierdie woord in my hart gelê. Wat sê vers 4? Bly in my, soos ek in julle. Jy sien, hier is 'n verhouding. Mense, hier is 'n verhouding. Ek en u moet in hom bly, soos wat hy in ons bly. My vraag is vanmôre, die Heilige Gees vra, hoe laat ons hom toe? Ek sal die bo bly, ek beloof, ek sal dit probeer doen. Maar hoe bly hy in ons? Hoe laat ons hom toe om in ons te bly?
Hoe laat ons hom toe? Ek sal aangaan. Luister baie mooi wat sê hy. Hy sê, net soos die loot geen vrug kan dra van homself. You cannot produce out of yourself. Many people try to produce from themselves. And they make a big mess in this world. We cannot produce from ourselves. We can only produce from the root. Oh, Jesus. Jy kan geen vrug dra van jouself nie, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok. Julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. En nou, want sonder my kan julle niks doen nie. Kom ons val maar in ons skuld. Kom ons kom toch maar nederig op 'n plek waar ons in ons hele wese en lewe besef, Here Jesus, sonder U kan ek niks doen nie. Dis net uit en klaar. Ek kan probeer, jy kan probeer. Petrus het ook probeer. En toe hy na die golwe kyk, toe sink hy. Daar is soveel wat probeer het. Maar hy sê, sonder my kan jy niks doen nie. Kom ons maak dit 'n finale besluit, 'n kwaliteit besluit in ons lewe vanmôre, dat sonder hom kan ek niks doen nie. Maar met hom spring ek oor 'n muur. Met hom loop ek 'n bende storm, halleluja. Met hom tel die krag van die perd nie. Met hom tel die krag van die soldaat nie, en die spiere en die bene van die soldaat tel nie. Sonder hom het ek en u niks nie, maar met hom. Met hom stap hy deur die laar van Sannegerib in een nag, en hy slaan 180.000 soldate van Sannegerib dood, en die perde laat die skuim by hulle bekke uitkom, sê die woord. Toe Josef daardie môre opstaan, toe lê die laar verwoes en vernietig. Met hom is ek en u meer as 'n oorwinnaar. Maar die vraag is vanmôre dan, en ek hoor u vra vir my, maar hoe kom ek in hom? Hoe kom ek as loot dan in hierdie wynstok? U sien, broer en suster, daardie dag, na ons trane en berouvolle sondebelydenis bekering, want baie min mense het nog trane oor hulle sonde. Maar daardie dag wat ek en u by die voet van die kruis gekniel het, en ons sonde voor hom bely het, en hy in sy groot liefde gekom het, en ons kom was het met sy kosbare bloed. Daardie dag na dit, was daar 'n groot en 'n baie belangrike fisiese gebeurtenis in u en my lewe, wat moes plaasvind. Hierdie gebeurtenis word pragtig beskrywe in die woord van die Here deur 3 groot getuies. Matteus 28 vers 19, Markus 16 vers 16 en Handelinge 2 vanaf vers 37. U ken dit. Nee, u ken dit nie, ek sal dit vir u sê. Laat ek tog vir u sê. Matteus 28 vers 19 sê, dan maak disippels van al die nasies. En dan is hulle pragtig mooi en hulle is reg en hulle is goed. Nee, hy sê, maak disippels van al die nasies, en dan gaan jy en jy doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en jy leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. Met ander woorde, daar is 'n rabash, ek sal nie bly. Daar is 'n fisiese gebeurtenis, jy sien wat moet gebeur na ons bekering, nadat ek en u by die voet van die kruis gekniel het, is daar 'n fisiese gebeurtenis wat moet plaasvind, en hierdie fisiese gebeurtenis is die waterdoop. Now, whether you believe it or not, hoe mense dit glo, het nie 'n saak met God se woord nie. Daar's net een manier hoe jy in die wynstok kan bly, en hoe jy in die wynstok inkom, net een manier.
Ek weet die tyd gaan my vang vanmôre, maar moet julle maar by die tweede diens bly. Daar's net een manier. En kom ons kyk na hierdie manier, hoe ek in die wynstok inkom. Romeine 6, die van julle wat wil neerskryf, Romeine 6 vanaf vers 1 verhaal die volgende. Romeine 6 sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat hierdie genade kan meer word? Hy sê nie stellig nie, want ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons dan nog daarin lewe? Of weet julle dan nie, dat almal van ons, wat in Christus Jesus gedoop is in sy dood gedoop. Jy sien, die doop is nie maar sommer net, Jesus help my, dis nie maar sommer net, iets wat maar net moet gebeur en verbykom nie. Jare terug, ek weet nie, die ouer mense sal onthou, jare terug, as daar 'n doopdiens was, en die mense, die pastore daar in die water ingeklim, en die doopelinge het begin te kom, dan ons begin te sing, waar hy lei, daar sal ek meegaan. Waar hy lei, daar sal ek meegaan, gaan ek met hom, heel die weg. En daar was 'n gees van toewyding. Vandag, as die mense gedoop is, party lag en party klap hande, mense gaan aan. Dit het asof dit 'n ritueel geword het. Dit is asof dit iets geword het, wat laat ek dit maar nie doen en laat ek dit verby kry. Want dit is wat die kerk van my vereis, ek moet gedoop word, so laat dit maar gebeur. Jy sien hoor wat sê die woord van die Here oor die doop. Want kyk, toe ek by die kruis gekniel het, het hier binnekant iets gebeur. Dis hier die binnekant wat gebeur het, waar ek gewas is met die bloed en my hart verander het. Maar nou hierdie inwendige gebeurtenis, kom ek nou bevestig deur die waterdoop, deur 'n uiterlike teken, wat ek kom wys, soos die water oor my vloei, so die bloed van Christus oor my gevloei. Maar nou sê hy vir my en vir jou, hy sê, dat ons is dus saam vers 4, met hom deur die doop in die dood begrawe, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel, en ons hou altyd daarop. Ons hou daarop. Maar hoor wat sê die woord van die Here in die 5de versie, want as ons saam met hom gegroei het in die gelykvormigheid van sy dood, sal ons dit ook wees in die gelykvormigheid van sy opstanding. The English Bible says that we are planted together with Christ in his death. Ander woorde, as ons na die Grieks gaan kyk, dan sê hy vir ons eintlik dat hierdie saamgegroei beteken dat ek is in Christus ingebore. Waar? Toe ek in die water ondergedruk is. Daar. Baie mense sê, en ons moes al soveel kompromie aangaan, pastoor, ekskuus tog nou maar ons is al deur soveel druk gegaan in al hierdie jare, oor wat julle is, moes 'n klomp wederdopers en dit, en julle is soos krokodille, julle sleep die mense water toe, is daar al soveel kompromie, die water red nie, en die doop red nie, en daar is nie redding in die doop nie, en so meer, en so meer, en so meer, en so meer. As dit een manier, hoe jy in Christus ingeënt kan wees. Daar is nie 'n ander manier nie. Jy nou vanmôre mense is wat nog nie in die doop glo nie, of nie die doop verstaan nie, of sê, ek stem nie daarmee saam nie, dan stem jy nie met die woord van God saam nie. Hoor wat ek vanmôre vir jy sê, jy kan nie in Christus ingeënt wees, as jy nie gedoop is nie. Hy sê dat jy saam met hom geplant, deur die doop in die dood, om dan saam met hom, soos hy opgewek is, saam met hom te groei. En jy sien, dis hier waar die inenting plaasvind. Dis hier waar hierdie besondere inenting, hierdie inplanting, hierdie ingebore, hierdie vereniging met hom kom, sodat ek in 'n nuwe lewe saam met hom kan opstaan. En nou wil ek graag vir u vra, hoeveel van ons is daar vanmôre, wat nadat ons tot bekering gekom het, en nadat ons gedoop is, en die derde ding is die doping van die Heilige Gees, want hy sê dat bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word, Handelinge 2, in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, in hierdie inenting
ontmoet ek nou met die wortel wat die sap nou bring, en die sap bring nou deur hierdie end na hierdie tak toe. Verstaan julle dit? Verstaan u dit? Dit is hier die doping van die Heilige Gees wat nou hierdie konneksie maak sodat ek kan vrugte dra. Hoeveel van ons na ons doop, julle seker julle is nie skuldig nie. Maar hoeveel van ons is daar wat weer foute gemaak het? Kom. Is daar? Ja. Ek dink nie daar is iemand wat vanmôre vir my kan sê, prediker, nadat ek tot bekering gekom het en ek gedoop is, die Here my vervul het met die Heilige Gees, tot en met hierdie uur het ek nog nooit weer 'n fout gemaak nie. Nou, hoe het dit dan gebeur? Hoe verklaar ons dit? Dan wil ek hê dat jy baie mooi moet luister na die woord van die Here. Want ons wil dit verklaar, Johan, ons wil dit verklaar. Want Here, hoe is dit dan dat ek het my hier meer verloor? Here, hoe is dit dan dat ek fout gevind het met hierdie ou en fout gevind het met daai ou? Here, hoe is dit dan dat ek nog kwaad word? Hoe is dit dan, Here, dat ek nog mismoedig word? Here, hoe is dit dan dat ek voel, ek gaan nie kerk toe vanmôre nie, want ag, die Here het my vergeet en die Here is nie meer lief vir my nie. En so baie dinge. En want ek het so baie werk om te doen, Here, ek is so besig en ek het nog hierdie ding om te doen en daai ding om te doen, so ek sal nou maar nie vanmôre Bybel lees nie en ek gaan nie vanmôre bid nie, of ek sal nie kerk toe gaan nie, want ek moet daai ding gaan doen, ek daai besigheid gaan doen, of ek moet hierdie ding doen. Ons ken mos hierdie goed, en hierdie goed is nog daar in ons lewe. En ons voel, Here, maar hoe sal ek dan op 'n plek kom waar Paulus sê, wie sal my tog verlos van hierdie sondige vlees? Want as ek die goeie ding wil doen, wat gebeur met my? Dan sê hy? Dan staan die kwaaie daar, wie sal my tog verlos? Here, hoe kom ek dan los hiervan? Here, ek het dan tot bekering gekom, ek het my dan laat doop. Here, u het my dan vervul met die Heilige Gees. Hoe is dit dan, Here, dat daar nog daai dinge in my lewe teenwoordig is? Luister, kom ons luister. Die Here vat die gordyne weg. U blaai na Romeine 11. En die Here kom in sy groot genade en hy skuif die gordyne vir ons weg. En hy begin met ons te praat deur die Heilige Gees in die bediening van die apostel Paulus. En wanneer die apostel Paulus begin te praat oor die wonder van God se genade en die verkiesing van genade, wat hy sê is nie uit die werke nie, want dan sê hy is genade nie meer genade nie. Want dan praat hy daar in die 11de hoofstuk, sê hy dat in die dag van Elia het Elia gesê, Here, ek het alleen oorgebly en daar is niemand nie. Net ek is alleen oorgebly. En die Here sê, jy is nie alleen nie, want ek het 7000 uit die verkiesing van die genade. Het ek 7000 laat oorbly, wat nie hulle knie gebuig het nie. Hy sê, daarom is daar van my 'n erfdeel oor, en dan sê hy in vers 16 sê hy, en as die eerstelinge dan heilig is die deeg ook heilig. En as die wortel heilig is, dan is die takke ook heilig. Is julle nou by my? Nou moet julle saam met my stap. Baie belangrik, nou moet julle saam met my stap. Hy sê, en as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wilde olyfboom was, sonder hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie. Met ander woorde, waarvan praat hy? Wat sê hy vir ons? Ek en u was die wilde lote. Amen. Nou, ons ken mos daarom seker so 'n bietjie van tuinbou. En ons weet dat jy kan nooit 'n wilde loot op 'n makwortel ent nie. Ons weet mos dat ons sal, as ons 'n heerlike lemoen wil ent, dan sal ons hom op 'n suurlemoenstokkie ent. Die onderwortel sal 'n suurlemoen wees,
maar die boonste ene sal 'n nywer wees. Is julle almal by my? Want die suurlemoen is in werklikheid 'n wilde loot. Maar die Here kom in sy groot genade en hy sê nou, hy is die wynstok, luister baie mooi. Nou kom hy en hy vergelyk homself by die olyfboom. Hierdie twee goed het dieselfde werk, die olyfolie en die wyn presies dieselfde werk. Dis die werking van die Heilige Gees van God in u en in my lewe. En hy sê dat die wilde tak, ek en u, as heidene was die wilde tak. En die Here kom en hy sê teen die natuur. Amen. Ek hoop ons kan dit verstaan, teen die natuur. Kom hy en hy ent ons op die maktak in. En nou weet ons mos dat as jy nou by 'n end kom, dan word hy so mooi toegemaak en toegedraai. En nou gaan daardie maktak gaan nou in hierdie wilde tak die sap instoot. Volgens die natuur kan dit nooit werk nie, hy kan nooit groei nie. Maar hierdie groot God sê, ek sal hom laat groei. En hierdie groot God sê, as die wortel heilig is, maak ek hierdie tak heilig. Hoeveel heilige Abba saaiende man, hoeveel heiligheid is daar nog vanmorgen by u en by my? Hy maak ons heilig. Maar wat gebeur? Baie mense sal sê, joh, maar is hierdie boompie van my nie mooi nie. Baie mooi. So, klompie maande gelede, het pastoor hier 'n ander huis gehad, en daar het vyebome gestaan. Nou, ek het nie gedink om dit te vertel vanmorgen nie, maar laat ek dit toch maar net vir u demonstreer. Maar daar het sulke klein boompies opgekom, vyebome, en omdat ek baie lief is om vyebome te plant, in verskillende soorte, sê hy vir my, hoor, jy kan maar daar vir jou daai een boompie uithaal. En ek haal daai een boompie uit, en ek maak toe van hom 3 bome. En die enetjie gaan plant ek voor by my motorhuis, en hy is so hoog. Maak hom mooi skoon, alles mooi reg, en ons was nou vir 2 weke weg. En weet jy, toe ons Vrydagmiddag teruggekom, Saterdagoggend loop ek en ek kyk na die vyeboom om te kyk of daar nie 'n vytjie is. Ek sien, maar hier bo in die lowe hang nou sommer net sulke groot blare. En ek kyk so en ek kyk af, ek sien, maar dit is heeltemal 'n ander stok. Weg van die moederstok af. Heeltemal totaal weg van die moederstok af. Het binne 2 weke, so ver van die oorspronklike stam, het hier sommer so 'n loot opgekom. Hy's lowergroen van onderaf, maar hy het net so hoog gegroei, soos die boompie wat ek al laas jaar geplant het. Die Here sê vir my, daar is hy. Wat gaan ek met daai loot maak? Wat noem ons daai loot? Ons noem dit 'n waterloot. 'n Waterloot dra nie vrugte nie. En hy groei baie vinniger as enige ander ding groei. Daar by die end, daar waar geënt is, daar kom hy uit. En jy sien hierdie waterloot kom daar uit. En baie mense laat daai waterlote groei. Jy sien, hulle daai waterlote moet maar groei, dan sê jy, nou is my boom nie mooi nie. En pastoor, kyk hoe mooi is my boom. Maar die oorspronklike ingeënte stokkie kry nie die kos wat hy moet kry nie. En hy sterf later aan. Hy sterf en dan moet die landbouer kom en hom uitknip. Maar ek en u is verantwoordelik vir die waterlote, om hulle af te breek, want jy loop gedurig daai waterlote en afbreek, totdat daar die ingeënte stokkie so verenig is met hierdie wortel, so verenig is met hierdie tak, dat hy nie meer waterlote maak nie, want die oogies op hom kom nou uit, en hierdie wilde tak begin nou makolywe te dra, halleluja, hierdie wilde tak begin nou uit te blom vir die Here, en daar is dan nie meer waterlote nie. Hoe is dit dan moontlik, dat ek en u nog steeds die waterlote troetel? Come on. Hoekom laat ons net die Heilige Gees toe? Om ons lewe skoon te maak nie. Van hierdie waterlote. Hoor, dit lyk mooi. As jy daai bos los, sal 'n vreeslike mooi boom wees, maar die oorspronklike stok het nie vrugte aan nie. Here Jesus kom by, nou moet jy baie mooi luister wat ek vir u gaan sê, want ek weet, dit gaan ook teen die natuur wees. Wat ek nou gaan sê, gaan teen die natuur wees. Die Here Jesus kom by 'n vyeboom, en die woord van die Here sê, hy trek die blare so weg, en daar is nie vye nie.
en hy vervloek die boom. En toe hulle weer daar verbykom dieselfde dag, toe sê Petrus, Here, die boom het verdroog van bo na onder. Die skrif sê, dit was nie tyd vir vye nie. Ek het nog 'n paar minute, ek het nog so 2-3 minute, pastoor. Luister baie mooi. Wat sou ons voel? Hoe sal ons voel? Here, maar is dit regverdig dat u die boom vervloek? Dit is dan nie in die seisoen van vye nie. Wat het die Here gedemonstreer? Het jy geweet dat die seisoene van somer en winter en so meer het in eers gekom na die sondvloed van Noag? Jy lees dit in die 8ste hoofstuk van Genesis. Na die sondvloed het die Here gesê, nou sal daar seisoene wees van winter en somer. Daar was nie seisoene voor dit nie. Voor dit het alles vrugte gedra aanhoudend. En jy sien, wanneer ek en jy in Christus Jesus ingeënt is daar nie 'n seisoen nie. Kom, ons stop hierdie ding wat ons sê, maar ek gaan seker nou deur die woestyn, of ek gaan seker nou maar deur die winterseisoen, of ek gaan seker maar nou deur die herfstseisoen. Daar is nie vir die kind van God meer 'n seisoen nie. Oh man, luister baie mooi. Habakuk staan en hy sê, al is daar nie meer vee in die klaar nie. Al is daar nie meer vrugte aan die vyeboom nie, by die wêreld, daar buite. Al is daar nie meer druiwe aan die druiwebome nie, en vye aan die vyebome nie, maar ek sal juig in die Here, my God, want hierdie tak van my dra sy vrugte, elke maand is daar vrugte, daar is vrugte en veel vrugte wat hy dra, of dit dag is en of dit nag is, of dit winter is en of dit somer is, want waar is ek? Ek is ingeënt in die ware wynstok, daarom sê hy, bly jy net in my, en ek in jou. Vanmôre is daar soveel stikkende mense en seer mense. Want jy sien daar waar daai lootjie afgebreek is, daar waar die willeloot afgebreek is, daar los dit 'n wond aan die stammetjie. Stikkende mense, omdat ons nog te veel gewillig is om die waterlote te troetel, om nog te veel waaroms te vra. Hoekom is daar soveel seer? Hoekom is daar rusie? Hoekom is daar twis? Hoekom verstaan mense mekaar nie? Om watter rede? Jy sien die waterlote wat ons nog in ons lewe troetel. Want dit lyk mooi. En ons dink daar gaan 'n vruggie wees. Maar die regte stok wat ingeënt is, kry swaar. Kan nie die vrug dra wat hy moet dra nie, omdat ons nog die waterlote troetel. Maar uit die verkiesing van genade kom hy vanmôre en hy sê, dit is waar ek wil wees. Ek kom vanmôre om jou lood skoon te maak, want daarom sê hy, is ek die landbouer. Hy staan by die lood en die boom van jou en my lewe. En hy sê vanmôre, my kind, ek wil jou graag skoon maak. Galate 5 sê vir ons, wat is die vrugte van die vlees? Kolossense 3 sê vir ons, wat is die vrugte van die vlees? En wat is die waterlote wat hy by die naam noem, wat hy sê, wat ek en jy moet los en wat moet afgebreek word. Vanmôre sê ek wil jou skoon maak. Ek wil vanmôre hierdie waterlote wegvat uit jou lewe, sodat jy in my kan bly, en ek vanmôre in jou kan bly, sodat al is jy 'n wilde loot, sal jy vir my makolywe dra. Al is jy 'n wilde loot, is jy vanmôre geheilig, omdat die wortel heilig is. Sal ons nie vanmôre vir hom sê, Here, kom in daai genade van U, en maak my skoon, sodat ek veel vrug kan dra, en luister, dat my vrug kan bly.
nie meer seisoengebonde nie. My vrug kan bly en die wêreld daar buite dit kan sien, dat ek leef in hierdie verkiesing van God se genade. As jy vanmôre in eie hart bewus is, Here, ek het vanmôre baie vroeg opgestaan en daar weer voor die Here gaan kniel en gesê, Here, kyk tog net of daar ergens in Tini van Staden se lewe nog 'n waterloot is. En voordat ek hier kom bedien vanmôre, Here, maak my skoon. Abba, sorry, maak my skoon. Want sonder U kan ek dit nie doen nie, Here. Sonder U kan ek niks doen nie, maar kom U vanmôre. As ou liedjie wat ons gesing het, o maak my rein, want voor U troon moet ek verskyn. Here, kom tog met daardie liefde en met U bloed en maak my skoon, sodat ek vir U die vrugte kan dra daar na buitekant toe. En mense jou en my môre kan sien waar ons gaan en waar ons staan. En ek en jy die weerkaatsing word van hierdie wonderlike Here, van hierdie wonderlike Jesus. Wil jy vanmôre, as jy voel, Here, daar is nog 'n lood in my lewe wat moet afkom, 'n waterlood, wat ek miskien nog getroetel het, Here, breek dit dan ook vanmôre af en smeer die balsem van Gilead ook in daardie ou breekplekkie, maak my heel, sodat U en my verheerlik word. Sal jy saam met my staan en ek gaan saam met U bid vanmôre. Prys Sy wonderlike naam. Vader, ons prys U. Here, waar gaan ek heen? Daar was 'n dag wat 70 manne vir U gesê het, hierdie woord is baie hard. Wie kan gered word? En die woord sê dat hulle het weggedraai en gestap 70. Uit die 82 wat die gehad het, 12 gebly en het vir hulle gevra, wil julle nie ook mag gaan nie. En Petrus het gesê, waar sal ek heen gaan, Here? U het die woorde van die ewige lewe. En dit is hierdie woorde wat ons vanmôre omhels. Dat ons vanmôre weet, U het ons ingeënt in hierdie stok. En ons bid vanmôre. Vergewe ons, Here, waar ons nog 'n ou waterlood getroetel het. Vergewe ons vanmôre, Bethlehem, waar ons die groei in ons eie lewensstok vertraag het. Here, vergewe ons waar ons toegelaat het dat die waterlote groei en ons nie die vrugte kan dra wat U wil hê, wat ons as U kinders bloedgewastes daar buitekant moet dra nie, hier in die kerk moet dra, hier in die bediening moet dra, in die plek waar ons staan vir U koninkryk. Kom dan vanmôre, o landbouer, ewige landbouer, kom vanmôre. Hier is die stok van my lewe, maak hom skoon. Gooi die balsem van Gilead in daardie afgebreekte plekke en stuur die stroom van U Heilige Gees, die stroom, die vloedstroom van U bloed deur, sodat ek vir U kan vrugte dra en buitekant toe kan blom. In Jesus se naam. Amen. Hierdie was 'n lewendige opname tydens 'n diens in Soteria AGS. Indien jy graag meer wil weet van Soteria Gemeente, kan jy ons webtuiste besoek by www.agssoteria.co.za. Of jy kan ons gerus kontak by 044 874 1842. Ons dienstye is 8 uur en 10 uur. Dis jou keuse.